Goeiedag julle. Ons is hier by 'n lieflike plek, Hippo Lakes Tent Campus. Ons is hier vir 'n kursus. En dit was regtig lekker. Die wind het gewaai en vandag is dit regtig wonderlik. Jy kan hier sit en dan voel jy wil die Here net prys en sê dankie Here dat ons hier kan wees. Dis baie lekker. Maar die realiteit is jy bevind jou in situasies wat nie lekker is nie. Jy bevind jou in 'n hospitaal of jy bevind jou langs die pad of jy bevind jou in jou huis, by jou werk wat nie goeie omstandighede is nie. En wat moet jy dan doen? Paulus en Silas, Handelinge 16, bevind hulle in die tronk. Hulle het 'n duiwel uitgedryf, hulle het iets vir die Here gedoen, hulle het die regte ding gedoen. En toe is die mense kwaad en hulle slaan hulle en gooi hulle in die tronk. In die middel van die dag lees ons Handelinge 16, sit hulle daar, hulle aanbid die Here en sing tot lof van die Here. So hulle aanbid, hulle roep en vra Here help ons asseblief. En hulle sing lof tot eer van die Here. So met ander woorde, hulle huil nie, hulle kla nie, hulle is nie moedeloos nie, hulle vra nie hoekom nie, hulle verwyd nie, hulle doen niks nie. Hulle prys die Here. Dis wat Jakobus ook sê. As jy vervolg word vir die naam van die Here, wees bly. Hulle is bly en hulle aanbid die Here in die middel van die nag. En dan sê die Bybel so mooi, en die ander gevangenes het daarna geluister. En die volgende vers sê, en die volgende oomblik was daar groot aardbewing, almal se boeye het afgeval, almal wat daarna geluister het. God red nie net vir Paulus en Silas nie, hy red die ander. Ek weet nie eers wat die ander gevangenes gedoen het nie, hulle dalk verdien om daar te wees, maar God maak hulle los. Nou besef ek, as jy die Here aanbid, dan red die Here jou, maar hy red dalk die mense rondom jou ook. As jy daar by jou werk die Here aanbid en die Here loof en prys, dan red hy jou, maar hy red ook jou werksmense. As jy dit in die huis doen, dan red hy jou en hy red dalk ook jou kinders rondom jou. Waar jy ook al is, by jou vriende, nou aanbid jy die Here en jy sing tot lof van die Here en God red jou en jou mense rondom jou, wat dalk saam in die situasie sit. Dan wil ek jou aanmoedig, moenie net die Here loof en prys as jy by so 'n lekker plek is nie. Loof en prys die Here as jy in pikdonker rondom jou is en jy weet nie wat om te doen nie. Wat doen jy? Jy loof en prys die Here, al sit jy in ketTINGS vas. Dan loof en prys jy die Here. En ek wil jou aanmoedig om dit te doen, want God wil jou red. Kan ek saam met jou bid? Kom ons bid saam. Vader, dankie. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, kan ons U aanbid en tot lof van U sing. En ek bid dat U ons sal help. Help ons asseblief. Here, ons wil U loof, ons wil U prys, want U is die God wat groot is. En ons aanbid U, want daar is niemand soos U nie. Dankie vir U liefde in U naam. Amen. Kry 'n liedjie vandag en sing 'n liedjie tot eer van die Here. Dankie, jy's 'n great blessing.